Hoorie, dit sit my altyd in so lekker mood. Môre julle almal. Dis baie lekker om julle hier te hê. En ek sien ons is daar 'n hele groepie. Henny, ek is baie bly om te sien julle is hier, want hierdie hele lesie is eintlik vir Henny en Amelia. Hulle het nou die dag Canva afgelaai en dit was Latasha, kan die uitnodiging aanstuur? Ja, natuurlik Gerna. Stuur dit uit. Ons gaan so binne die volgende 3 minute begin. Dit gaan rekord word. Ek gaan dit nog ander kere ook doen. Ek gaan dit meer gereeld begin doen. Ek wil graag 'n skill bou. So ja, stuur die link gerus uit. Kom soos wat jy is. Sit aan jou kamera, wees gemaklik. Charlotte, ek moet net gou sê, ek love daai groen agter jou. Love it. Dit is so mooi. Daar is nie Amelia, dis lekker om julle te sien. Daar's Elise, Rika. Ja, dis so lekker want weet julle wat? Ons gaan nou mos net vandag ietsie saam leer, nê? En ek gaan baie stadig daardeur gaan. Ek gaan nie jaag nie. As hier iemand is wat Canva al baie goed ken en jy het gehoop jy gaan net iets nuuts kom leer, hierdie gaan nie jou klas wees nie. Want hierdie klas is vir absolute beginners, is vir mense wat nou net Canva afgelaai het, wat dit nog nooit voorheen gebruik het eers nie. Dis hoe stadig ek vandag gaan werk, nê? So die beste gaan wees is jy moet 2 devices hê. As jy ten minste op jou selfoon kan kyk en op jou rekenaar kan werk, dan maak dit baie maklik want ek gaan by die rekenaar wys vandag. Die selfoon lyk anders. Hallo Anna, lekker om jou te sien. So die selfoon se icons en alles lyk baie anderste. En wanneer jy daarop gaan werk, soos vanoggend se ad wat ek gedoen het, het ek sommer nog in die bed op my selfoon gelê en doen, hè. Dis regtig baie maklik as jy nou eers weet. Maar om hulle te gaan soek op die icons, te gaan soek op die selfoon vat 'n bietjie langer. So ek gaan dit wys op die rekenaar. Jy kan dit gaan doen op jou foon ook agterna. Jy moet nou net gaan soek vir daai goed, né? Gaan begin. Alright, ek gaan nou gou my screen share. Daai ene. Hier is ons liedjie wat gespeel het. OK, nou gaan ons hier in. Hier is Canva. Nou as jy Canva nou net afgelaai het, soos ek gesê het, ek praat met absolute beginners, jy ken nie Canva nie. Onthou nou, jy gaan nou nie al hierdie goeders sien as jy Canva vir die heel eerste keer oopmaak. Hierdie is al my goeders waaraan ek nou al gewerk het, né? So jy gaan nie dit sien nie. Ek wil ook sommer nou noem indien ek dalk vergeet, né? Wanneer jy aan 'n projek werk en iets gebeur, jou foon lui, iemand roep jou, of jy sien, Henk is laat, en jy hardloop, of die krag slaan af, nê? En jy was nou besig om in jou projek te werk, jy het dit nie eers gesave nie. Canva auto-save, nê? So, dit gaan altyd soos, ek het vanoggend hierdie dingetjie oopgemaak, ek het glad aan hom gewerk, ek het 'n idee gesoek om hierdie ad mee te maak. En toe dink ek, ek hou van hierdie kleure. En toe maak ek dit oop en toe dink ek, nee, ek weet nie wat om daarmee te doen nie, dit praat nie met my nie. Toe gaan ek uit en ek gaan soek iets anders. Canva het onthou dat ek daai een oopgemaak het. So, moenie bekommerd wees as jy aan iets gewerk het en jy gaan uit of jy verloor dit, gaan net terug home toe, jy gaan hier op home gaan klik en dan behoort hy vir jou te wys hier onder recent, dit wat jy onlangs aan gewerk het, dan behoort dit weer op te kom. OK, so, nou as jy dit die heel eerste keer gaan oopmaak, gaan hier nou 'n groot blank wees, en dan gaan jy nou sien, hier is nou verskillende goeders wat jy hier kan doen, en hier's verskillende goeders, né? So nou, die heel belangrikste gaan wees is, ons gaan create vandag. En ek gaan nou op create klik. As julle dit saam doen, sê gou vir my, laat ek net gou eers kyk. Wie gaan dit almal saam doen? Laat ek net wie gaan kyk en wie gaan saam doen? So sê vir my, Charlotte gaan saam doen. Henny weet ek gaan saam doen. Henny en Amelia gaan saam doen. Gerna kyk. OK, so die mense, OK, as julle kyk 100%. Die mense wat gaan saam doen, as ek te vinnig is, jy soek nog, unmute net en sê wag. OK, want ek gaan nie die chat kan sien nie. OK. So as ek te vinnig gaan, sê net vir my ek moet stop. OK. Alright. Ek gaan net gou weet
screen minimize hierso. Wanneer kan ek hom die kant toe skuif, laat ek? Ja, sien jy nou leer ek ook 'n ding. Alright, goed. Nou, ek het op create geklik. Nou gaan julle sien, julle gaan nou sien, ek gaan nou kort daai kant toe kyk, want ek sien julle gesiggies nou daar, nê? Okay, so, op create, nou gaan dit vir jou, hier gaan dit nou vir my, omdat ek gereeld goedjies doen, gaan hier al 'n paar voorstelle wees, wil jy op 'n Facebook of 'n Instagram, wat wil jy create, nê? Maar dit gaan heel moontlik nie nou daar wees vir jou nie. So nou gaan ons op social media klik, hier langs die kant onder create design, gaan dit nou vir jou verskillende opsies gee. Ons klik op social media. Goed. Nou hierso is ons by 'n nuwe blaadjie. Okay. Nou glo ek julle almal kan so 'n wit blokkie voor julle sien. Nou kan julle sien hier is recently used wat jy nou nie gaan hê nie en dan het ons brand templates hier, soos ek het nou al 'n paar brands gecreate en dan all results. Nou julle sien 10 teen 1 all results hier. So ek gaan net op all results klik. Dan wil ek vir jou wys hier onder in die hoekie gaan julle dalk 'n kroon sien. Sodra jy 'n kroon sien, beteken dit is 'n betaalde opsie. So dan moet jy vir Canva betaal, maar ons gaan nou nie vir dit, ons gaan vandag ietsie gebruik wat nie 'n kroontjie op het nie. So ek gaan nou hier intik. Ek gaan nou hier intik Easter. Ek gaan nou hier in Easter. Kom ons sê bazaar. Waarom is bazaar julle? Dit 2 A's. Ek weet nie. Ja, lyk so. Okay, so hierso is 'n paar goedjies. Ek gaan gou-gou kyk wat ek kry wat nie 'n kroontjie het nie. Dan gaan ek kyk of ek daai link kan share as jy dit dalk moeilik vind. Oh, cute is die. Okay, ek gaan vir cute kyk vir sonder met 'n kroontjie. Okay, ek dink ek gaan hierdie ene. Laat ek net gou kyk of ek hom. Kan julle dalk die ene sien as jy so afgescroll het? Henny en Charlotte en Rika, julle kyk, julle doen saam. Kon julle hierdie enetjie kry met die eiertjies? Nog nie? Net gou sien of ek hom kan. Hoe share ek hom? Wag, daar moet die ene wees. Kyk gou as jy op daai link klik of hy oopmaak. Maak hy oop. Okay. Het julle geklik? Amelia, Rika, Elise lyk op sy saamwerk en Charlotte. Maak hy oop. Ek is bly jy hou daarvan, Gerna. Het julle hom? Okay, Amelia en Henny smaal groot, hulle het hom. Charlotte, het jy hom? Het jy die link geklik hier in die comments? Charlotte? Ek kan jy nie hoor nie, jy's gemute. Jy's gemute, Charlotte. Wag, ek hoop die Charlotte is nou uit die meeting uit. Okay. Goed, so, nou gaan ons
Nou gaan ons so 'n bietjie gaan werk. So nou gaan ons alles oralste waar jy 'n pers waar jy pers rondom sien. Soos jy kan sien, as ek van die prentjie af gaan klik, dan sien jy niks nie. As ek net so met die cursor gaan, dan raak daai hele blok pers, nê? Met ander woorde, alles wat pers kan raak, alles waar ek my cursor gaan en hy raak pers, beteken dit kan verander word. Ek kan die teks verander, ek kan die prentjie verander, kan enige ietsie daarin sit, nê? So ja, ek het fotoog, ek dink Charlotte het haarself nou uitgeskop hierso. Alhoewel ek sien haar nog. Anyway, okay, so nou gaan ons gaan en nou gaan ons hier intik. Jy kan nou enigiets intik daar. O, wag, laat ek eers so sê. Om daai pastel byker nou te verander. So jy gaan met jou cursor op, laat jy sien hy raak pers. Share net weer as okay, ek share gou weer die link Charlotte, hy kom. Ja, ek sien daar's twee Charlottes. Is haar foon en haar rekenaar. Okay, so sodra jy op daai bewoording klik, dan raak hy pers. Dan dubbelklik jy op hom. As jy dubbelklik, dan sien jy hy raak blou daai hele gedeelte, nê? Dit beteken hy gaan al daai woorde verander. So wat ek doen is ek gaan klik op backspace. Laat dit sommer alles eentyd wegvat, nê? So jy klik op die bewoording, gaan op hom, dubbelklik. Hy raak potblou en dan delete jy alles. Maar daai blokkie bly nog steeds daar. sien julle die blokkie bly nog steeds daar. Nou kan jy daar gaan intik. Soos ek gaan nou sê net maar sê Paasfees, bazaar. Ek gaan hom so los. Kyk gou of julle dit reg gekry het en laat weet vir my as julle reg is. Het jy al reg gekom, Charlotte? Nogie? Wie is met ons? Wie het klaar getik hulle bewoording verander? Henny en Amelia is reg. Henny en Amelia hardloop voor. Rika is seker reg, want ek sien sy wag geduldig. Elise, okay. Cool. Reg. Rika is lankal reg. Okay. Goed, ons gaan aangaan. Charlotte, as jy wil, Charlotte, as jy voel jy raak nou agter, dis okay. Ek wil jy moet stres hieroor, nê? Jy kan hierdie recording gaan beskikbaar wees, nê? Dan kan jy altyd agterna dit weer saam doen. Maar as jy wil opvang, vang op, moenie agterbly nie as jy nie wil hê, nê? Nou gaan ons dalk hierdie skrif is nou actually baie mooi hierso. Kom ons maak hier, ek gaan nou my bewoording verander. Sorry julle, maar as mense so kom ons maak dit kerkbazaar. Kerkbazaar. So jy gaan daar klik, jy dubbelklik, dit raak blou, jy vat die bewoording weg en gaan tik jy daarbo oor. Julle reg? Okay. Alright. Nou gaan julle sien. Okay, wat kan ons nou nog hier insit? Kom ons sê, bespreek jou tafel. Hierdie is nou vir mense wat nou by die bazaar 'n tafel wil hê, nê? So ons gaan nou vir hulle sê bespreek jou tafel by die kerkkantoor, voor die 15de Maart, nê? So ons gaan dit daar gaan intik.
op Happy Easter gaan ons gaan verander, dubbelklik hom, vat die bewoording weg en dan kan jy nou daar gaan intik net wat jy wil. Ek gaan nou sê, bespreek jou tafel voor die 15de Maart 2026. As jy nou klaar getik het, sê vir my. Jy kan nou daar tik wat jy wil. Ek gaan nou vir julle wys hoe om dit te skuif, so moenie bekommerd wees dat dit nou oor iets anders is nie. Charlotte, het jy opgevang? Is jy? Okay. Okay, great. As jy klaar getik het, sê net vir my. Is jy klaar? Henny en Amelia is weer on the ball hierso. Okay, Rika is ook gereed. Alright, okay, so nou kan julle sien, die blokkie is nou te ver onder toe. Nou kan jy op hom gaan klik. As jy op hom klik, dan kom jy nou allerhande ander goed op, né? Maar gaan nou vir julle verduidelik wat dit alles is. Jy klik op hom en dan sodra jy geklik het op jou muis, dan stoot jy jou muis vorentoe om hom op te stoot, né? En dan kan jy hom los as hy op die regte plek is vir jou. So jy klik op daai blokkie en jy stoot hom vorentoe en dan los jy hom. En nie, jy kan unmute, dan kan jy vir my sê waarmee jy sukkel. Dan gaan ek jou probeer help. Het jy hom reg gekry? Daar sit. Okay. Goed, nou. Nou wil jy hom dalk, as jy hom groter wil hê, né? So as jy op hom gaan klik, dan gaan jy nou sien hier's klomp kolletjies hier. So jy kan hom trek na verskillende hoeke toe. So sê nou maar ons wil hom groter hê, dan kan jy hom in die hoek trek of selfs langs die kant kan jy hom trek. So jy kan nou kies, jy kan self kies waar jy hom wil trek. Ek gaan die ene aan die kant trek, hierso aan tafel se kant. Jy kan sien daai blokkie raak daar pers, beteken ek gaan daai enetjie nou verander. Okay. So ek klik op hom en dan soos wat ek klik op die muis, trek ek hom. Okay, so ek klik en ek trek hom. En dan skuif daai bewoording. Dan los ek hom. Dan natuurlik kan jy sien hy's nou weer nie in lyn nie, nê? Hy's nou nie, die goeders pas nou nie so lekker in mekaar nie, maar Canva is ook baie oulik. As jy klik op hom en jy skuif hom, nou kan julle sien hier's nou weer icons hier. Hierdie enetjie is baie lekker. sien julle hierdie enetjie wat hier flits hier onder? Hy maak uit sulke pyltjies wat boontoe ondertoe en langs die kante gaan, nê? As jy op hom klik, dan kan jy jou woorde enige plek heen skuif, baie maklik. So jy klik op hom en jy hou vas op die muis en dan kan jy hom enige plek skuif. So doen gou daai oefening, klik op hom, skuif jou bewoording enige plek rond en dan gaan sit jy hom presies op die plek waar jy wil hê. Nou, ek gaan gou vir jou wys met Canva, wys hulle ook daar strepe wat opkom om te kan wys wanneer hy presies in die middel is, sodat jy kan weet jou alignment is reg, want julle is my oog nou skeef, né? Ek kyk mos heel skeef. So, julle sal baie keer sien op my TikTok video's. Ek probeer my bes. En ek weet sien as hy woorde heel skeef. So ja, ek is nou maar skeef. So, Canva maak dit maklik, want nou hier kan ek presies sien, okay, daar's 'n lyn daarbo,
wat vir my wys ek is nou in die kol daar. Ek is bly jy lag vir dit, Gerna. Sy snaaks sê nê. Okay, so maar ek wil hom nou nie eintlik so hoog hê nie. Ek gaan myne so 'n bietjie aftrek. Ek gaan hom so 'n bietjie aftrek want ek wil hê die kerkbazaar wil ek graag weer aftrek en ek gaan hom groter maak. So nou kan jy regtig hier 'n bietjie gaan rondspeel met wat wil jy doen? Ek wil net sommer vir jou ook wys, baie kere soos hierdie blokkie is nou baie groot. Nou ek wil net die blokkie kleiner hê. Jy kan selfs daai blokkie kleiner trek. Moenie nou bekommerd wees as jy nie nou kan byhou nie. Hierdie is onnodige inligting. Dit is net 'n FYI, okay? Dis net 'n FYI. So nou kan jy hierdie bewoording op twee maniere groter maak. Jy gaan dubbelklik op hom. As hy net jou een woordjie doen, dit gebeur baie kere, dan klik ek net aan die agterkant en ek trek hom self met die muis tot aan die ander kant. So sodra jy hom gehighlight het, sien jy nou hier bo staan 63.3 hier heel bo staan 63.3. Dan daar 'n minus, so jou font kan kleiner gaan of jy kan hom groter maak. So nou gaan ek hom groter maak en ek klik op hom. En ek klik op hom en ek klik op hom en ek klik op hom. En ek gaan nou op 96.3 stop. Dit klink soos 'n radiostasie. Né? Nee? Nou is daai lekker groot, maar nou kan jy sien, o gats, omdat ek my blokkie kleiner gemaak het, julle sien dit dalk nou nie kleiner en joune gaan dalk inpas, maar ek het myne kleiner gemaak. So dit is wanneer dit gebeur. Wanneer jou blokkie te klein was vir jou font, nou kan ek hom weer gaan strek hier langs die kant, né? Nee? Nou kan ek hom weer lekker strek en daar pas hy nou weer. Nou kan ek vir hom hierdie een moet mooi gesentreer wees. So nou gebruik ek weer vir Canva. En Canva wys vir my daar's 'n lyn so oor en 'n stippellyn so oor. En nou weet ek, my kerkbazaar is presies in die middel. Sien julle? En nou hierdie boonste enetjie, daai bewoording gaan ek nou verander, want ons het nou kerkbazaar hier en kerkbazaar hier. So, hierdie gaan ek nou verander. En nou gaan ek sê, dis alweer sulke tyd. Jy kan nou daarin sit net wat jy wil, né? Maar ek wil nou so ietsie om vir mense opgewonde te maak, dat hulle kan dink, ja, so waar, dit is alweer amper Paasfees. So, nou kan jy daai bewoording na bo gaan verander, jy kan nou insit net wat jy wil. Is julle nog met ons? Gee net vir my 'n thumbs up, Charlotte is happy, Rika is happy. Henny, moenie worry nie, ons vat tyd, moenie worry nie, vat jou tyd, wanneer jy reg is, dan sê jy vir my, né? Ons is hier om koffie te drink, die wat net kyk, as jy intussen tyd wil gaan koffie drink, hardloop gaan maak vir jou koffie, kom terug, kom kyk weer verder saam. Rhoda is ook hier, hallo, ek sien nou eers jou naam, jy sit mos nie jou videoetjie aan, dat ek jou gesiggie kan sien nie. So as jy net saam kyk en jy wil vinnige draai hardloop, gaan doen dit. Soos ek gesê het, ons gaan hierdie ding baie stadig vat. So Jenny, jy kan net vir my laat weet as jy gereed is. Jy het hierdie cute glase al by Checkers gesien. Ek love hierdie glase. Nou zoom die ding in. Anyway, dit sê fly high, dream big. Ek hou daarvan. Ek is mos 'n vreeslike glase mens. Ek praat nou nonsens terwyl hulle besig is. Ek het 4 sulkes. Okay, awesome. As jy reg? Amelia? Is jy
Is julle by? Wat maak Henny daar? Amelia lag lekker vir Henny. Ek gaan hoorie, ek wil julle hierna as julle klaar is met julle sin, moet julle dit asseblief vir my stuur, nê? Nee? Ek wil dit sien. Um Ja, Henny, ek wil dit sien. Jy moet dit vir my stuur. Maar jy kan dit eers na die klas kan jy nog weer verder daaraan gaan werk en as jy klaar is en jy's happy met hom, dan stuur jy hom vir my. Okay. Um okay, so nou wil ek gou vir julle nog 'n paar ekstra goedjies doen. Ag, wys. Sê nou maar julle hou nie van daai font nie, nê? Julle wil dalk nou 'n bietjie meer kreatief wees of 'n ander font gebruik. Jy kan hom gaan highlight en dan hierbo langs daar waar ons die minus en die plus gehad het. Hoe kry ek hom wit op die foon? Hoe kry ek hom wit op die foon agtergrond? Is hierdie wat is nou unmute sommer nie, dan praat jy. Ek weet nie, kan jy my hoor? Ja, ek hoor jou. Ek het nou op die hele ding geklik, Ja. maar op die foon daar kom hy nou deur. Okay, nou het ek die hele prentjie daar. Werk jy op die foon? Ja, Oh, dis wat dit so wow. moeilik. Ja, volpunte vir jou, hoor hierso. Dit is dis next level daai. Okay. So jy het nou reg gekom. Die Kerkbazaar is nie wit nie. Is die Kerkbazaar nie wit nie? Hierdie gedeelte. Ja, daai net Net 'n stukkie daai kerk is wit, maar die ander is alles tussen die eiers. tussen die eiers. Okay, so is hier lyk dit so by julle. Ja. Okay. Ja. So Nee, julle net die onderste stukkie is wit waar die bespreek jou is, tafel. okay. maar die Okay. kerk wat is nie wit nie. Okay, goed. Klik op daai blokkie, daar waar die wit gedeelte is, laat hy weer pers rondom is. Ja, is pers. Ja, en dan sien jy daar heel bo is daar ook daar's hier so sulke kolletjies en blokkies hier langs die kante. Gaan jy daar heel bo en klik jy op hom en dan trek jy hom boontoe en kyk of jy hom kan optrek. Trek hom op. Werk dit? Nee. Nog nie. Okay. Dis okay. Dis Nee, okay. ek wil hom later regkry. Dis okay. Ek verstaan nou want dis baie moeiliker op die foon. Baie moeiliker want is baie klein, jy moet met jou vinger gebruik. Dit is nie soos om 'n keyboard, 'n muis te gebruik nie. So jy gaan net as jy dit help nou eintlik al die ander ook, want baie kere raak mens per ongeluk aan iets en so iets gebeur, nê? Nou lyk dit vir jou, o, heng, nou is die blokkie weg, nê? So jy gaan klik op hom. Dan gaan kyk jy waar kan jy hom waar die highlight is en jy trek hom weer op. Wat jy ook kan doen as dit dadelik gebeur het, as dit nie al 'n paar stappe terug gebeur het nie. Hierbo is 'n undo button. So jy kan altyd gaan undo ook en dan gaan hy weer vir jou dit terugbring. Hier heel bo in die blou bar in hierdie Canva se hoofbar hier heel bo is daar 'n undo. Okay, goed. So nou wil ek gou vir julle wys as jy ander fonts wil gebruik. So jy kan hom gaan highlight. Dan hier waar ons die plus en die minus gehad het om die fonts groter en kleiner te maak, daar kan jy nou ook ander fonts gaan kies, né? So jy kan gaan klik op daai ene en dan moet jy ook nou seker maak party van hulle gaan ook kroontjies hê. Dan beteken dit ons kan dit nie gebruik nie. So kom ek gebruik sommer net sê nou maar ek gebruik daai open source hierso het hy open source hy het ook 'n hele paar verskillendes van lig na bietjie groter tot baie donker, nê? So as ek nou daai baie donker ene gebruik
Ek klik op hom, nou kan jy sien hy het klaar verander daar. Sodra ek hier langs aan gaan klik, dan is hy nou so. Dan het hy nou daai groot, nou het hy die font verander. Nou kan ek net weer my blokkie gaan trek, dat hy weer alles in lyn is, en ek kan hom weer gaan skuif met Canva se hulp, laat hy gesentreerd is. Dit is hoe jy 'n ander font kan gebruik en hom kan bold maak ook. OK. Goed, nou wil ek net gou vir jou nog ietsie wys. Sê nou maar jy wil daai prentjie verander. Sê nou maar jy wil nie paaseiers daar hê nie. En jy het dit nou op 99 besluit, weet jy wat, ek wonder of ek met die ding moet gaan. Dan klik jy net op hom, en dan gaan hy vir jou sê, nou kan ek hierso gaan, wat kan ek nou gebruik? Net gou ietsie draai. As ek hier op templates gaan, dan gaan ek weer kan scroll. Dan gaan ek dit weer kan verander. Of jy kan hier, ek gaan net weer teruggaan. Sê nou maar ek wil nou eerder daai een gebruik, hy het ook nie 'n kroontjie nie. Ek gaan dit net gebruik, ek gaan weer teruggaan na die een toe, nê. Replace. Kom sê replace. Ag, dan gooi hy alles weg. OK, moenie worry nie. Never mind. Nou wat ek baie kere doen is, sê nou maar ek het 'n prentjie wat ek baie graag wil gebruik en dit is onder my uploads. Ek gaan nou net gou kyk wat kan ek hier gebruik. Wat ek al reeds opgelaai het. Ek sal nou vir julle wys hoe laai mense prentjie. Wag, kom ons doen dit. Kom ons doen dit. Kom ons gaan op Easter. Natasha, Yes. jy kan op Elements, daar gaan jy ook prentjies skryf. OK, dis reg, op Elements, ja. Ek gaan net gou kyk hier vir 'n prentjie. Dis cute. So jy kan op Pinterest gaan, jy kan op Food Bazaar, jy kan op Pinterest gaan, jy kan op Google gaan. Ek gaan meeste van tyd sommer net op Google. Nee, hierdie gaan nie vir ons werk nie. Ek gaan nou hierdie enetjie vat. I likes it. So wat ek gaan doen is, ek gaan hierso, ek het op jou rekenaar gaan jy 10 teen 1 een of ander tool hê waarmee jy kan knip, né? So wat ek gebruik is, ek het so hierdie enetjie, laat ek net kyk waar gaan hy nou opkom. Hierdie is nou nie deel van die Canva goedie, julle kan net kyk wat ek doen, hoor, dit is nou nie nodig nie. So hierso is 'n snipping tool. As jy hom nog nie het, jy kan net daar gaan klik op jou menu, op jou start, dan tik jy in snipping tool, dan gaan hy opkom as jy hom nog nooit voorheen gebruik het nie. Ek klik op nieuw, dan gaan hy vir my so 'n blokkie maak, ek maak so, ek highlight hom, en dan gaan sê ek vir hom save. Nou gaan hy op my rekenaar gaan save, en jy kan hom nou gaan sit waar jy wil. Ek gaan hom nou sommer, ek like alles onder my download sit, hierso. En save. OK, goed. Ons blokkie is nog hier gehighlight. Nou sê ek upload files. Nou gaan ek upload. Daarso is my screenshot. So as jy so iets gaan doen en jy wil dalk sê nou maar 'n skoolfunksie doen, of jy wil jou digitale produk se prentjie daarin bring of wat ook al. As jy dit op jou rekenaar het, dan kan jy dit so hier inbring. So jy dubbelklik net op hom. Dan gaan jy sien hier laai hy nou, daar laai hy, né? Daar's die prentjie. OK. So nou het hy gelaai. Nou gaan klik ek op hom en onmiddellik bring hy hom oor. So nou kan jy hom weer gaan trek
dat hy op daai ding pas. Nou kan jy nie jou bewoording sien nie, maar dis oukei, want Canva is oulik. Jy gaan klik op hom, dan gaan hy vir jou sê, edit. Hier op edit kan jy klik. Nee, sê hy nie. Sê hy nie. Positioning. Hier position, dan sê jy vir hom, jy klik op position, hier heel bo, hier langs daai rollertjie, dan stuur jy vir hom agtertoe. Heeltemal agtertoe, dan sê jy to back, dan skuif hy vir hom heeltemal agtertoe. Nou is daai prentjie wat jy opgelaai het, of dit jou digitale produk is, of dit jou skool se emblem is, of dit jou, wat dit ook al is, nou is hy daar agter. Nou kan jy al hierdie ander goeders weer skuif, sodat dit kan gaan inpas op jou ontwerp. So sien julle nou, jy kan begin met een ding, en jy kan eindig met 'n heeltemal 'n ander ding op die einde van die dag. So niemand sal ooit nou dink, dit is waarmee ons begin het. So, mens kan regtig baie kreatief raak, en die maklikste van alles is, jy moet maar net tyd spandeer. Jy moet net gaan rondspeel met hierdie ding. En hy is so gebruikersvriendelik, dat enige mens dit kan bemeester, jy moet net baie geduld met jouself hê. So, gaan ons vir die hasie of gaan ons vir die ander ene? Ek is bly jy het kom inloer daar, hoor. Ek waardeer. So gaan ons vir die hasie of gaan ons vir die ander, eerste een of die tweede ene? Wat die een dink julle? Een of twee? Sit gou daar in die comments vir my. 2 sê Charlotte. 2. Okay, cool. 2 wen. Okay, goed. Nou is ons happy met 2. Nou, nee, wag, ek gaan nie dit doen nie. Ek wil nou vir julle nog iets gewys het, but it's becoming too much. Okay, so nou wil ons hierdie gaan download, en dan wil ons dit in ons ChatGPT gaan insit, en dan wil ons vir ChatGPT vra om vir ons so 'n lekker stukkie te skryf, en dan wil ons dit nou gaan post. Nou kan jy dit sê nou maar op jou Facebook, blad gaan post, wat dit ook al nou is, of dit vir julle kerk is, of dit nou vir die skool is, maak nie saak wat jy nou create het nie, jy gaan post dit dan op Facebook. Okay, so nou gaan ons gaan, hier is share, sien julle hier bo share? Okay, so sodra jy op share geklik het, dan gaan hy vir jou 'n klomp verskillende goeders hier wys hy al klaar, jy kan hom sommer direk Facebook nou toestuur, of na jou Facebook stories, of Facebook Messenger, maar ons wil nie dit doen nie, want ons wil dit nou eers in ChatGPT gaan ingooi, dan gaan ons klik download, so jy klik aan download, dan gaan hier 'n hele paar, nou gaan jy wonder, okay, wat gaan nou alles hier aan? As jy net 'n gewone prentjie soos hierdie wil hê, ek sal in volgende klasse vir julle gaan wys na die verskillende opsies wat jy kan kry, vir wanneer jy dit, maar dan staan ook van die betaalde opsies. Vir nou, los jy hom net so, want hierso sê Canva vir jou, hulle stel voor dat jy die PNG ene gebruik. So, dan gebruik ons net daai ene, en ons sê download. Klik op hom, hierso download hy, en hy gaan nou hier bo opklik, dan sê hy vir my, daar is hy nou. Hy is gesave op my rekenaar. Goed, nou gaan ons na ChatGPT toe. My favorite tool ooit. Veral vandat ek Ava gekry het. Okay, so nou gaan ek nie met al hierdie ander goedjies werk nie. Ek gaan nou net met my gewone chat werk, dan gaan ek sê, hallo chat. Ek wil vir ons gemeente 'n Facebook advertensie plaas om hulle uit te nooi om hulle eie tafel te boek vir ons paasfees.
Paasfees. Bazaar. Sê mens bazaar. Bazaar. Oeh, my ma sal my skel. Anyway, Kersfees bazaar. Skryf asseblief vir my 'n mooi en opgewekte boodskap met 'n teksvers wat 'n feesmaal insluit. Hier is die image wat ek gaan gebruik. Okay, so nou het ek vir chat gesê wat ek graag wil hê. Nou klik ek hier op die plus teken en nou gaan ek sê add photos and files. Nou gaan ek daarop klik. En dan, omdat my rekenaar nou al weet, ek save alles in my downloads, gaan hy dadelik downloads toe, maar as jy dit op jou desktop gelos het of waar ook al, gaan kry dit daar, dan dubbelklik jy net op dit, nou laai dit in jou chat in, en dan sê jy, send. So hierso het chat nou vir ons 'n baie oulike dingetjie geskryf. Dis alweer sulke tyd. Kerkbazaar 2026. Liewe gemeente, Paasfees is 'n tyd van hoop, oorwinning en saamwees. En dis nou en wat is nou mooier as om dit rondom 'n tafel te vier. Ons nooi jou en jou familie uit om julle eie tafel te bespreek vir ons Paasbazaar op 12 Maart 2026. Kom ons verkoop jou gunsteling lekkernye, handwerk gebak of enige kreatiewe idee wat op jou hart het. Dit is nie net 'n bazaar nie, dis 'n feestyd van gemeenskap, vreugde en saambou aan ons gemeente. U berei vir my 'n tafel voor. Psalm 23:5 mag elke tafel wat bespreek word 'n plek wees waar seën, voorspoed en vreugde gedeel word. Dan is dit die datum, die plek waar bespreek die mense, kom ons maak hierdie feestyd 'n ware feesmaal van geloof en gemeenskap. Ons sien uit om saam met jou 'n geseënde, kleurvolle dag te beleef. Hoe mooi is dit, hè? En so maklik. En dit was nou glad nie moeite nie. So al wat jy gaan doen is, jy copy dit alles, highlight dit, Ctrl C vir copy. Dan gaan ons Facebook toe. Jy maak jou Facebook oop. Create 'n post. Ek wil hom net gou only me stel, just in case ek hom per ongeluk post. Want die mense gaan wonder, by wat se kerk is jy? Laat as jy waar gaan dit wees? Okay, so nou gaan ek paste, Ctrl V, en daar is die hele ding, né? Nou kan jy hierso insit, soos die kerk, my kerk is Father's House. Father's House. Hierso is my kerk. Bespreek jou tafel vandag nog, en ek gaan sommer hier sit, kom sit pastoor se naam hier in, moet ek hê? Kom sit Rika se naam hier in. Rika is nou sy is nou iemand wat like om te bemark, ander mense se goeders te bemark, so ons sit Rika se naam daarin. So jy kan Rika se naam daar insit, jy kan 'n telefoonnommer daar insit, jy kan 'n e-posadres daar insit, so jy kan daar insit wat jy wil, maar dit is so maklik soos wat dit is, en dan sê hulle, dan hierso is jou foto, so jy kan klik op foto, dan is dit nou weer, gaan haal jy jou image wat jy create het, jou Canva prentjie, en dan is hier nog verskillende opsies hieronder ook. Jy kan nou
mense tag, sê nou maar, jy wil nou mense in jou, kom ons tag so 'n bietjie mense, om te wys hoe werk dit. Ons gaan vir Rika weer hier insit. Ons gaan vir Gerna hier insit. OK. So nou het ons daarin. Waar kan ons dit nou sien? OK, hy het nou net vir Gerna getik. OK, so daarso is Latasha is with Gerna. So Gerna gaan die notification kry, maar jy kan klomp mense tag, nee, jy kan almal se name daar insit. En dan kan jy ook sê, how are you feeling? Dan kan jy sê, ons voel vandag fantastic, né? Dan kan jy tot jou check-in doen. As jy jou check-in doen, beteken dit jy kan gaan sê waar dit is. So nou, hier gaan ek intik Father's House. Father's House. Hy kom nie nou op nie, anyway, ek gaan nou nie my tyd marseer nie. Maar jy kan tot 'n location insit, al sit jy net in Port Elizabeth byvoorbeeld, omdat ek nou hier is, né? En dan hier is jy kan tot WhatsApp messages kry, maar dan moet jou WhatsApp nommer obviously op jou Facebook wees. Soos kom ons klik op WhatsApp. En dan, wat is hier nog? OK. Goed. En dan add to your post. Het ek nou net gou gesien hoekom is my prentjie nou weg? Ons gaan laai hom net weer in, daar sy. OK, daar sy terug. OK, goed. En dan gaan jy gaan next. En dan gaan jy hom nou kan gaan post. Jy kan hom ook schedule, as jy wil hê, hy moet sê nou maar eers, miskien gaan Dominee dit nou eers Sondag aankondig, so nou moet dit nie voor Sondag uitgestuur word nie, nou kan jy hom gaan stel, sê nou maar vir Sondagmiddag, 12:00, dan weet jy, almal is nou alvas klaar by die kerk, hulle is nou terug by die huis, 12:00 gaan hy uitgestuur word. So dis wat 'n mens kan doen, en dan druk jy post. So ja, dit is so maklik soos dit. En dit is die end van die prent. Kyk hierso, ons het nie eers 'n uur hier aangewerk nie, en ek het baie stadig hier aangewerk, né? So dit is iets wat ek net stop share. En ek sien ek sit met my hand op. Ekskuusie, moet ek net daai reaction afhaal. OK, ja, so dit is so maklik soos wat dit is om 'n Canva ad te create, né? So jy kan regtig waar aan die begin is dit dalk bietjie moeilik want jou kreatiewe juices is nog nie in nie, maar gaan speel 'n bietjie rond, gaan maak ietsie vir jouself. Jy kan verjaarsdag uitnodigings eers maak. Maak eers net goedjies vir jouself, né? Wat jy nog nie dalk op social media wil gaan sit nie. Maak jy net eers die goedjies en dan begin jy te kyk, okay, nou hoe kan ek dit gebruik in by bemarking? Hoe kan ek dit begin gebruik sodat ek Facebook ads kan create in plaas daarvan dat ek miskien 'n video opsit, kan ek 'n Facebook ad opsit. Veral as dit as jy nog nie gemaklik is, jy wil nog nie video's doen nie of wat ook al. 'n ad is dan 'n baie maklike manier om vinnig die aandag te trek, want dit is so 'n cute prentjie nou daai, is lekker kleurvol, so mense gaan dadelik wil kyk daarna. En dan kan jy sê nou maar, as daar sê nou maar weer 'n Canva klas kom en jy wil mense uitnooi daarna toe, create jou eie, né? Dit is baie belangrik dat jy jou eie maak, sodat, want as daar sê nou maar, jy's in 'n program wat iets adverteer en almal gebruik daai selfde image, né? Mense raak so gou dik vir dieselfde ding, né? Maak jou eie.
Jy het nie nodig om te gebruik wat uit die klaskamers uitkom nie. Jy mag jou eie gebruik, so jy maak jou eie prentjie, jy sit jou link daarop, sodat mense in jou funnel kan inkom, en dan kan hulle in jou mailinglist wees, en dan kan jy vir hulle e-mail stuur oor dit wat in die klaskamer aangebied kan word. So dit is maar naaste by vandag se lesie. Ek glo dit het vir julle gehelp, né? Ek glo so. So ek wil baie graag nog sulke lessies aanbied. Ek gaan dit meeste van die tyd op 'n Saterdagoggend doen, sodat ons nog ons dag kan geniet en die mense wat werk kan ook inspring. Ek wil graag hê ons almal moet so met die tyd aangaan, né? So ek gaan vir julle vra om vir my julle e-mails te stuur, dat ek net vir julle op 'n database kan hou, sodat wanneer ek jou die volgende klas doen, dat ek dit dan weer vir julle kan uitstuur en sê ons gaan die volgende klas doen. En ek het al baie mense gehad wat hierdie week vir my gevra het oor YouTube thumbnails. Nou ek weet nie of julle weet wat 'n YouTube thumbnail is nie. Okay, Esther sê nee, ek gaan gou-gou vir julle wys. Net gou-gou weer my screen share. Want dit is die volgende ding wat ek met julle wil deel, om vir julle te wys hoe om te maak, is 'n YouTube thumbnail. Okay, so hier kan julle nou sien is al my video's. Miskien moet ek na die dashboard toe gaan. Laat ek na die dashboard toe gaan. Dit is die laaste een wat ek geupload het. Net die ding weg, maar dan gaan ek soontoe. View channel. Okay. So julle kan sien al hierdie prentjies bo-op die video's. Soos hierdie is 'n thumbnail. Soos daai ene wat ek saam met Desiree gedoen het. Daai het ek 'n thumbnail gedoen. Hierdie is Lizelle se webinar. Ek het 'n thumbnail gedoen. Hierso het ek 'n DMS demo gedoen, maar hy is nou in die middel, so dis hoekom hy nie self oopmaak nie. Hier al hierdie is thumbnails. Thumbnails is ongelooflik belangrik wanneer jy op YouTube begin share. Ek kan net gou hier stop. Want jou thumbnail is basies dit wat jou oog trek. Mense sien eers iets raak voordat hulle lees. So as jou thumbnail regtig soos 'n wow is en daar staan die regte bewoording wat mense wil laat kyk, dan kan dit vir jou massive wees. Meeste creators op YouTube word baie bekend deur hulle thumbnails. So ek gaan vir julle volgende keer wys hoe om 'n thumbnail te maak. Ek glo dit sal volgende Saterdag wees. Dis nou ek gaan heel moontlik dit volgende Saterdag doen. Dan doen ons 'n thumbnail en ek gaan dit rekord whenever jy gereed is dan wanneer jy 'n thumbnail gaan nodig het, dan doen ons dit. Okay, so stuur vir my julle e-posadressies as julle dit wil doen en dan dis nou vir die mense wat nou net Canva wil doen net omdat hulle dit wil leer, né? Maar die mense wat al klaar besig is met 'n aanlyn besigheid, jy's klaar aan die gang, jy het klaar 'n produk of iets en jy wil Canva begin gebruik vir jou branding, né? So as jy jou branding wil verbeter, dan kan jy ook net vir my 'n boodskapie stuur en sê ek wil my branding verbeter, dan gaan ek jou in my community innooi, né? Daai community is spesifiek vir mense wat hulle branding wil verbeter. So as jy nog nie in my community is nie en dit is jou doel, dan kan jy daar inkom. Ek gaan ook al die recordings daar binne hê. So julle kan net vir my laat weet. Nou toe, is daar enige vrae? Enige vrae? Julle was 'n baie stil audience. En nie Amelia lag net daar. Okay, so lyk vir my dit was, daar's die vrae nie, julle is alright. Ek gaan hierdie recording download en dan gaan ek hom op my YouTube sit. So ek gaan 'n
Dis 'n plesier Henny. Ek gaan hom op my YouTube sit. Ek gaan nou eers vir my 'n mooi thumbnail gaan create. Ag, kan ek julle vra om gou-gou julle kameras aan te sit asseblief, net so vir ek wil net 'n foto neem. So, die wat hier is, Doukie, moenie so wees, jy gaan 'n mooi smile man. Ja, daai mooiste smile van jou, nê? Nee? So as jy net vinnig, Anna, ja, kom, sit op daai mooiste smile van jou ook. Gerna en haar dogtertjies is ook hier. Jy. Okay, so ek gaan net gou-gou gee vir my so 'n paar sekondes dat ek net gou-gou okay. En dan moet jy 'n lang smile, nê? Nee? Ek gaan nou sê 1 2 3 en dan moet jy 'n lang smile. Okay, 1 2 3. Daar sy. Awesome, awesome. Oh, Monika's ook in. Nice. Okay, so save. Ek gaan nou met daai screenshot wat ek nou hier gemaak het, gaan ek definitief gebruik in op my thumbnail ook, né? Nee? So ek gaan vir my nou 'n mooi thumbnail gaan create. Dan gaan ek daai fotootjie ook daar insit, maar ek gaan hom klein insit. En dan hy gaan ook daarin wees en heel aan die begin van die video gaan ek ook hierdie screenshot insit. So jy gaan eers die screenshot sien, dan gaan die video begin en dan gaan ek die link vir julle kan uitstuur, né? Nee? So gaan ek vir julle leer om presies dieselfde eventually vir jou ook te doen. Hoe jy iemand anders se webinar kan gebruik. So selfs daai ek wonder of julle myne dan sal kan aflaai. Maar anyway, ek gaan vir julle leer, nog so met die tyd. Ons gaan een dingetjie op 'n slag vat. Julle baie dankie vir die saamkuier vandag. Mag julle 'n wonderlike dag hê en all good for you. Ek is baie trots op julle. Julle het vandag nuwe goed geleer, nê? Nee? En elke keer wat jy dit gaan doen, gaan dit makliker en makliker raak. Blessings vir julle. Mooi bly hoor. Tata.